Baie welkom op hierdie reis. Ons is besig om Jesus te volg op sy lydenspad, die pad na die kruis toe, na Golgotha. En in die laaste paar dae van sy lewe is hy gekonfronteer met groot verliese, verraad, en dan kom vra by Jesus op. En ons reis hierdie week met die vraag wat hy aan Judas gevra het, waarom verraai jy my met 'n kus? Of verraai jy my met 'n kus, Judas? En daar is 'n paar uitnodigings wat na ons toe kom wanneer ons in kontak kom met die verraad wat in ons eie lewe is. En daardie geheime plekke wat net ek en die Here ken. En wanneer ek regtig in kontak kom met die gebrokenheid in my wat my op ander paaie neem. Paulus het woorde vir hierdie geneigtheid en gebrokenheid in ons gegee en hy skryf daaroor, ons lees saam. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Van vroeg af het die vroeë kerk gepraat van gehegthede in ons lewe. En daar was 'n waarskuwing in die vroeë leer van die kerk. Oppas, jou gehegthede kan ongeorden word. Wat beteken dat verkeerde goed vir jou kan belangrik raak in die lewe. En as jy dit begin doen, dan leef jy met 'n afgod. En 'n afgod nooi jou in sy huis, maar hy wil nie die huis vir jou oopmaak dat jy weer kan gaan nie. Jy word 'n slaaf en verslaaf. En uiteindelik kan iets wat baie goed is, soos kos, as dit in die middel van jou lewe is, die senter van jou lewe, dan bepaal dit jou bewussyn, dit bepaal jou identiteit, dit bepaal jou hele lewe, en jy kry 'n afgod. Nou Paulus stel ons voor aan die vlees en die gees. En hy verduidelik dat daar hierdie twee maniere is van lewe en hulle is teenoor mekaar. En jy moet besluit op watter manier gaan ek leef. In die vlees? Wat is die vlees? Wel, as ek 'n hedendaagse woord moet gebruik, sal ek dit beskryf as ekkigheid, 'n Nederlandse woord wat ons van praat as die ego. En die message omskryf die vlees as an obsessive selfishness, evil self-interest, trying to get your own way all the time. So die vlees is, as ek 'n kort omskrywing moet gee, selfgesentreerdheid, of dat ek in die middel van my lewe is. Dit bepaal 'n manier van dink. Ek dink net in terme van myself, wat sal my help, wat het ek nodig? En wanneer ek so begin dink en daaroor begin top, kom daar begeertes in my tot stand. Dan wil ek sekere goed regtig hê. En hierdie begeertes vorm my wil. Ek ontwikkel 'n obsessiewe wil, 'n kompulsiewe wil. Ek wil dit hê en ek wil dit nou hê. Teenoor dit is daar die manier van lewe in die Gees. En wat is die Gees? Wel, die Gees plaas Jesus, die Here, in die middel van jou lewe. Dis nie egosentries nie, dis Christosentries. My lewe draai om hom. Ek doen die lewe saam met hom. Ek hoor wat hy sê, ek leer by hom. Dit beïnvloed my gedagtes, hoe ek dink. En wanneer ek daardie gedagtes begin oordink, dan kom ek agter, ander begeertes kom in my tot stand. Dit beïnvloed my wil. Ek kry 'n ander soort wil, nie 'n kompulsiewe wil nie, maar 'n reflektiewe wil. Waar ek voel, ek het nie 'n keuse nie, besef ek nie ek het, maar al wat ek wil hê, is wat die Here wil hê. En die Gees maak moontlikhede oop. En ek begin dink, is hierdie regtig die beste vir my? Is hierdie regtig wat ek wil hê? En deur sy bemiddeling in my, hy word my helper, kies ek anders.
Ander begeertes kom in my tot stand en ek begin ander keuses te maak. Ek ondersoek in myself watter gehegthede in my hart my weerhou om oor te gee aan die Here en sy werk in my en deur my. Nou, ek wonder hoe Judas se storie sou eindig. As hy kon woorde gee aan die vlees, sy geneigtheid, gehegtheid aan geld, materiële dinge wat hom weerhou van Jesus. En as hy toegelaat het dat Jesus die middelpunt bly, die Gees hom vorm, sy begeertes transformeer, sy denke, sy hart, sy wil. Sjoe, dit kon 'n ander lewe wees. Hoe sou ons lewe wees as ons vleeslike begeerlikhede draai na God toe en sê, Here, transformeer dit. Ek wil nie meer teenoor U staan nie. Ek wil saam met U staan. Ek wil met U leef. Ek wil U volg. Jy word genooi om vandag te onderskei die gehegthede, die begeerlikhede van jou lewe. Watter is vleeslik wat jy vir die Here wil oorgee? Watter is van hom af en jy wil sê, Here, dankie, ek wil meer hê wat U wil hê. Vorm my, maak my soos U wil. Doen slegs U wil met my, Heer. Kom ons bid saam. Here, ek vra vir die genade om so bewus te raak van my tekortkominge, dit wat my weerhou van die lewe saam met U. En ek vra dat ek die genade sal ontvang om U vergifnis vir my tekortkominge te ontvang, sodat ek in die lewe kan ingaan in die Gees, U Gees, saam met U, in Jesus naam. Amen. Vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En U vergifnis te ontvang vir al my tekortkominge, Here. Ek vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En U vergifnis te ontvang vir al my tekortkominge, Here. Ek vra vir die genade, ek wil bewus raak van my tekortkominge, Here. En U vergifnis te ontvang